Nou oké, so die teks waar ons vandag gaan praat is Matteus 7 vers 21 en dit lees so: Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. So kom ons dink gou, as ons hierdie teks net so vat, kom ons sê, jy het geen konteks nie, jy het geen verstaan van die goeie nuus van God se genade nie, en jy sou dink, wat sê hierdie teks? Okay, so wat ek nou gaan sê is nie waar nie, maar dis hoe dit klink, baie keer. Hierdie klink asof jy 'n Christen kan wees jou hele lewe lank, jy werk vir die Here, en dan enig as jy by hom kom en sê hy vir jou, hy ken jou nie. So dis wel scary, as jy daaraan dink. En veral as jy kyk hoe hulle amper uitroep, Here, Here, asof hulle 'n bietjie benoud is, en hulle roep hom. Ek meen, so dit klink, ek weet nie, dit klink nog baie scary, dit klink asof jy daar 'n moontlikheid is dat jy eendag daar kan kom, en jy het jou hele lewe vir die Here geleef, of tot die beste van jou vermoë, en dan ewe skielik as jy daar bo kom, en sê vir jou, sorry, toe deur. Jy kan nie inkom. So ek gaan gou dit vir julle oopbreek. Nou, die belangrikste ding om onmiddellik raak te sien is, kyk hoe probeer hierdie ouens inkom. Ek gaan gou vir jou hier lees. Kyk, hulle fokus op werke. Onthou ons sê, hoe word 'n mens gered? Deur te glo in Jesus Christus. Kyk wat doen hierdie ouens. Die oomblik as hulle bekommerd raak, hulle kan nie inkom nie. Waarna toe gryp hulle om te probeer inkom? Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie? Deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen. So, wat hulle doen is hulle gryp na werke. Maar dis nie gewone werke nie. Dit is wow werke. Ek meen, hulle het wonderwerke gedoen, hulle het bose geeste uitgedryf. Dis nie soos my en jou werkies nie. Hierdie ouens is next level. So nou, die vraag is, as hierdie ouens nie eers met hulle werke kan inkom, wat beteken jou werkies? Ja. En dis waar die goeie nuus inkom. 'n Mens kom nie in deur werke nie. Jy kom in deur te glo in Jesus Christus. Deur genade alleen, deur die geloof. En wat hierdie ouens doen is, hulle gryp na hulle werke, en hulle sê nie so, ek het vir daai ou bietjie water gegee, onthou, Here, onthou, ek het vir daai ou bietjie water gegee, en onthou, ek het ons hierdie ou gehelp, en ek het bietjie geluister na daai ou toe hy moederloos was. Dis nie die werke waarna hulle gryp nie. Want hulle weet, dis nou moeilikheid. Dit help nie nou, jy gryp nou na die ordinary werkies, waar jy die liefde van die Here vir mense gewys het, nie, so hulle gryp na die groot goed. En dan sê die Here net vir hom, ek ken julle nie. So dis die eerste ding wat ou moet raak sien hierso. Hierdie ouens gryp na werke, want hulle dink werke gaan maak dat hulle kan inkom. Nou, baie keer is mense, ja, maar albei, die mense het ons nou in die Here se naam hierdie goed gedoen. Nou, die praktyk van om goed in die Here se naam te doen, dit kom uit die skrif uit. So, maar onthou nou, hulle sê nie vir hom Jesus nie. Hulle sê vir hom Here. Nou, daai tyd jy kon die keiser ook, het hulle ook hulle Here genoem. So, dit beteken nie dat hulle in hom glo nie. So, wat ons hier sien, ons sien mense wat in God glo, maar nie noodwendig in Jesus glo nie. So, ek wil net vinnig vir jou wys, want die konsep om goed in God se naam te doen is in die skrif. So, kom ons sê, ek gaan gou vir jou Jeremia 11, vers 21. Nou, wat hierso gebeur is, hierso profeteer hulle in God se naam. So as hulle sê, hulle het al die goedes gedoen in God se naam, dan is dit 'n baie algemene ding, want mense het in God se naam het hulle goed gedoen. So, ek lees gou vir jou hierso, dit sê, daarom so sê die Here oor die mense van Anatot, wat jou lewe soek en sê, jy mag nie in die naam van die Here as profeet optree nie, want dan sal ons jou doodmaak. So as ons wat gekom het en in die naam van die Here het hulle geprofeteer. In die naam van die Here.
Okay. Want hier staan nie in die naam van Jesus nie. Staan in die naam van die Here. Kom ons kyk gou Deuteronomium 10 vers 8. As jy in die Engels dit lees, gaan dit amper vir jou baie mooier sê. Oepsie daisy. Terug, Deuteronomium. Ja, dit was nog lekker in die tyd wat almal Bybels kerk toe gebring en ons het so 'n bietjie van 'n kompetisie. Kyk wie kom eers wel uit. Okay. Deuteronomium 10 vers 8. Ja. So hy sê so: Destyds het die Here die Levitiestam afgesonder om die verbondsark van die Here te dra, om in sy teenwoordigheid diens te doen en sy dienaars te wees, en om die volk in die naam van die Here te seën. So die volk, of die Leviestam, wat hulle gedoen het, is hulle die mense geseën in die naam van die Here. So die praktyk van om goed in die naam van die Here te doen, was nie by ons is dit miskien 'n bietjie van, okay, wag, dit is 'n bietjie 'n vreemde konsep, maar by hulle was dit 'n baie algemene konsep. Julle onthou die storie van Dawid. Nou, ek is nie seker hoe die Afrikaans hom sê nie, maar kom ons kyk gou, as jy 1 Samuel 17 vers 45 kyk. Ons kyk gou 1 Samuel 17. So jy kon veg in die naam van die Here. Okay, kom ons kyk vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. So daar kom Dawid en hy kom veg in die naam van die Here. So hierdie ouens wat sê hulle het hierdie goeders gedoen en daai goeders gedoen in die naam van die Here, dit was 'n algemene praktyk om in die naam van God goed te doen. Vandag het ons baie mense wat in God glo, maar onthou, die skeidslyn lê by in Jesus glo. So soms engage ek ook met mense en hulle het allerlei mooi goed wat hulle sê oor Jesus, maar hulle sê nie Jesus is God nie. As ek sê is Jesus God, dan stem hulle nie noodwendig met my saam. Hulle sal mooi dinge oor hom sê, maar hulle glo nie in Jesus nie. Okay, so miskien het jy hierdie kom ons kyk gou Lukas 9, as dit kom by die uitdrywing. Lukas 9 vers 49. Kyk, en hierdie ouens is voor, en ek meen, as mense wat nog nooit hierdie demoon uitgedryf het. So hierdie ouens is, as jy hier sit, jy nog nooit 'n demoon uitgedryf, hierdie ouens was jy voor, met wat hulle gedoen het. Maar die geheim is, jy kom nie in deur werk nie. Jy kom in deur te glo. So kom ons sê, want al is jy net voor in duiwel uitdrywing, al was jy net voor in ander goed, nie, belangrik. Okay, Lukas 9 vers 49, so, onthou nou, wat gebeur het, daai tyd was daar nog steeds demone, jy moes ontslaa raak van alles, hoe sou jy van ontslaa raak, jy moes hulle uitdryf, en as jy nou nie vir Jesus geken het nie, was daar allerlei ander metodes wat die ouens gebruik het, of mense wat jy sou benader het, en hulle het nie noodwendig eers in God of in Jesus geglo nie, maar jy het nou maar, daai ouens het nou maar gekyk vir die mees effektiefste manier. En as hulle nou gesien het, hier is iemand wat Jesus se naam gebruik en is baie kragtig, dan sou hulle dit gedoen het. So kyk gou hierso, Lukas 9 vers 49 sê so, kom ons kyk nog gou, net so, hy sê so, toe sê Johannes, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf, en ons het hom probeer keer, omdat hy u nie, skien ek lees uit die mekaar, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf, en ons het hom probeer keer, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Omdat hy u nie saam met ons volg nie. So die disciples het hierdie ou gesien, wat bose geeste uitdryf, en hy is nie saam met hulle nie. Die ander vertalings praat van hy is nie saam met ons nie. En toe het hulle probeer om te stop, maar hierdie ou het jy waarskynlik gesien, ergens, gebruik hulle die naam Jesus, en toe werk het. So, as dit werk, hoekom gaan jy dit gebruik nie? En ek kan net imagine, as jy waarskynlik wat gesê het, as ek sou weer die demoon uitdryf, maar moet jy my geldjie gee, sodat as
'n goeie praktyk. Ek meen, daar was 'n paar ouens wat dit miskien kon doen. Maar kyk nou wat gebeur nou, en dis nou wat gevaarlik is as jy nou nie in Jesus glo nie en jy gebruik die naam, miskien het jy hierdie al gehoor, is Handelinge 19. Hier is ook ouens, hulle het Jesus se naam gebruik, hulle het waarskynlik gesien, ergens het dit gewerk, so hier kom hulle is reg met die naam, en hulle gaan nou doen wat gedoen moet word, en hier is toe nou wat met hulle gebeur. So dis in Handelinge 9, ek gaan so lees vanaf vers 13 af. Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om in die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê, ek besweer jou in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word. So hulle weet nie lekker wie die Jesus is nie, maar hulle weet Paulus verkondig hom, so hulle sê die Jesus wat deur Paulus verkondig word. Dit was die 7 seuns van 'n Joodse priesterhoof Skewa wat dit gedoen het. Maar een van die booste geeste het vir hulle gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Kyk, hy moet nogal vir jou slat, hy moet nogal vir jou slat as hy vir jou kaal slat. Ons ken jou autoriteit. Ja. Goed, so wat ons sien as ons terugkyk na hierdie skrifgedeelte toe, is dat Christene hoef nie hierdie skrifgedeelte te lees en in angs en vrees in te gaan en te dink, is dit wat die Here eendag vir my gaan sê dat hy my nie ken nie. Want onthou, aan hierdie einde van die gedeelte, dan sê hy vir hulle, julle wat, wag, kom ons kry hom, ek kom sommer lees. Dan, hy sê vir hulle, dit klink ook nogal skerry as jy dit lees, hy sê vir hulle, vers 23, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. So, as jy die wet van God oortree, kom ons sê, want onthou, hier kom hulle met hulle werke, hulle sê, maar ons het dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen nie, en as jy met werke wil kom, en jy wil deur die wet in die hemel kom, moet jy die hele wet perfek onderhou. Anders te sê dit, as jy net een van die wette oortree, dan is jy skuldig. So hulle kom met hulle werke, hulle sê, Here, maar hier is my werke. En dan sê hy vir hulle, as jy deur die wet wil inkom, moet jy perfek wees. En julle het hierdie wet oortree. Al was dit net een sonde wat julle gedoen het. Julle het hom oortree. Wat gebeur met Christene? Die oomblik as jy in Jesus glo, dan kry jy regverdigheid. Die oomblik as jy in Jesus glo, kry jy righteousness. Die oomblik as jy in Jesus glo, word al jou sondes vergewe. Al het jy die wet oortree, maar onthou Christen was nooit onder die wet nie, maar kom ons sê jy die wet oortree, kom ons sê jy was 'n Jood, en jy het 'n Christen geword, jy was onder die wet, toe word jy 'n Christen, toe word al jou sondes vergewe, verlede, hede en toekomstig, en toe is die wet word nie meer teen jou gehou nie, jy word nie meer gestraf met die dood nie, jy is nou righteous, jy is geregverdig deur genade, omdat jy glo in Jesus, en Jesus sal nie vir jou sê, jy wat die wet oortree nie, want jy is vergewe, jy is vrygespreek, jy het righteousness. So wat ons hier sien is, Jesus praat met mense, wat nie righteousness het nie. So hulle het nie deur Jesus in die hemel probeer kom nie. En jy sal sien, hulle praat nie Jesus se naam nie. Hulle sê nie, toe hy sê, hy staan daar voor hulle, hulle het nie van gesê, Jesus, ek het in U geglo. U is my verlosser. Dis nie wat hulle sê nie. Hulle sê, kyk my werke, hier is my werke, kyk wat het ek gedoen. Ek was nie soos die ander ouens, ek het ekstreem werke gedoen. So daar was Jode wat in die naam van God baie goed gedoen het, en selfs van hulle het Jesus verwerp, toe hy gekom. Maar die enigste manier hoe 'n mens kan gered word, is deur te glo in Jesus Christus. Dis die enigste manier, die enigste naam, wat vir jou redding kan gee. So, as jy Christen is, hoef jy nooit bang te wees, as jy hierdie skrifgedeelte lees, dat Jesus vir jou eendag gaan sê, ek ken jou nie, jy wat die wet oortree nie.